Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag maandag die 12de Januarie van 2026 en ons begin sommer hierdie week seker afskop met 'n wille week, want hierdie week begin die skole weer en ja, die meeste mense is almal nou weer terug by die werk en ek dink die jaar het redelik vinnig begin vir almal. In ons gemeente het ons verlede jaar gesê, ons moet kyk na hoe die volgende 2 jaar se tematiese uiteensetting behoort te wees, van waarna toe werk ons, en nadat ons baie lank gedink het en 'n klompie gedagtes rondgegooi het ons daarby gekom om te sê dat ons wil sê, ons moet behoort en beweeg. Nou, dis dalk belangrik om net te weet, geloofsvorming, bedoelende iets wat 'n invloed het op jou geloof en jou geloofvorm en daar is baie daarvan deur jou hele lewe heen. Dis nie iets wat net gebeur wanneer jy jonk is nie. Ons sou sê dit kon geloofsontwikkeling wees, maar geloofsvorming is soos wat jou lewe aangaan, soos wat jy ook ouer word en ander ervarings het, so word jou geloof gevorm tot die dag dat jy nie meer hier is nie. So van jou geboorte tot jou sterfte is daar altyd prosesse wat jou geloof bly vorm. Maar dit het gewoonlik 'n tweevoudige beweging. Aan die een kant is daar behoort, en dis die ervaring dat ek deel is van God se familie, en dan eintlik ingebed is in 'n gemeenskap van gelowiges. Aan die ander kant is daar beweeg, en dis 'n beweging vorentoe waar ek groei en my geloof uitleef en my roeping in die wêreld omarm en daarvan eienaarskap vat. So in hierdie week met die wandel in die woord, met die oog op eerskomende Sondag se erediens waar ons gaan fokus op hierdie afskop van behoort en beweeg, sal ek graag by 'n klompie van hierdie temas wat eintlik behoort en beweeg duideliker maak wil stilstaan. So vanmôre, behoort beteken eintlik om geroep te wees, om tuis te wees. So kom ons lees 'n stukkie saam uit Efesiërs 2 vers 19 tot 21. En daar staan, julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Nou in 'n wêreld waar mense voortdurend moet bewys dat hulle waarde het, kom God se woord eintlik met 'n baie sterk en 'n radikale waarheid, as jy dit so wil hoor. Ons behoort. Nie omdat ons goed genoeg is nie, nie omdat ons alles reg doen nie, maar omdat God ons in Christus aangeneem het. Dus is behoort definitief nie iets wat ons verdien nie, dis 'n geskenk van genade. En as ons deel is van 'n gemeente of 'n gemeenskap soos in ons gemeente, dan is die woorde van die teks waar. Ons is lede van die huisgesin van God. Daarom noem ons ook soms mekaar broers en susters. En wanneer ons dan werklik begin leef vanuit hierdie waarheid, dan verander alles. So jy stap in by 'n gemeente of 'n gemeenskap en jy voel welkom, al ken jy nog niemand daar nie, en jy kry die ervaring, maar hier kan ek vir my 'n nuwe of 'n blywende geestelike tuiste hê. En die oomblik as jy jouself begin gee om te sê, maar ek wil, dan verander alles. So, ons hoef nie meer vir onsself te verdedig of ons te vergelyk met niemand en met niks nie. Ons leef nie meer uit vrees vir verwerping nie, want ons is mos nou aanvaar, maar uit die sekerheid van aanvaarding. En ek is dankbaar om te sê dat in ons gemeente dit regtig so is. Ons aanvaar mekaar regtig met warmte. En dan word die gemeente 'n plek waar mense nie moet inpas nie, of dan nou moet, een of ander voorwaarde hê waarvoor jy moet inpas nie, maar eerder 'n ruimte waar mense tuis kom, bedoelende 'n ruimte waarin jy net jouself kan wees. En behoort beteken dat ek mag wees wie ek is, terwyl God my stadig maar seker vorm na wie hy my roep om te wees. En dis in hierdie veilige ruimte van aanvaarding
dat genesing begin en groei moontlik word. So as jy vanmôre met 'n vraag wil huis toe gaan, dan sou dit wees, waar soek jy nog jou identiteit buite God se aanvaarding? Jy hoef nie. Hier, tussen medegelowiges, is jy reeds aanvaar. Dankie Here. Dankie vir 'n geestelike huis soos ons gemeente. Dankie vir die warmte van medegelowiges en dat ons mag behoort en geen voorwaardes wat U daaraan stel nie. Ons is vir U, Here, aanvaarbaar, nes ons is. Dankie daarvoor. Amen.